In Johannes 20 lees ons, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan. Ek wil met julle praat oor die disippels in lockdown. Nou goed, ek weet ek vat 'n bietjie van 'n kans. Hulle was definitief nie soos ons die hele tyd in lockdown. Nie pas van tevore lees ons hoe Petrus en Johannes en Maria Magdalena by die graf was. En Thomas is iewers, so sal ons nog sien, op rondloop uit. Maar hulle is tog vir hierdie aand, terwyl hulle by mekaar is, in lockdown. Die deure is gesluit. Hulle kruip weg, omdat hulle bang is. Nog 'n verskil tussen ons en hulle is dat die hele Jerusalem nie in lockdown is nie. Hulle kruip weg, maar buite daai geslote deure gaan die lewe aan soos normaal weg. Die mense loop rond, daar word offers gebring in die tempel, gesing en gebid, daar word handel gedryf. Almal gaan aan, dis net hulle wat hier agter geslote deure sit. Maar ek wonder of dit nie amper 'n bietjie moeiliker maak nie. Een van die goed wat ons help in hierdie tyd is die besef dat ons almal, amper met die wye wêreld saam, in dieselfde situasie is. Ons is almal in lockdown, ons deel almal die situasie. Maar vir die disippels was dit iets wat hulle ervaar het, terwyl die wêreld aangegaan het asof niks gebeur het nie. Tog dink ek daar is ooreenkomste ook tussen ons en hulle. Hulle sit daar omdat hulle bang is. Nou goed, hulle is nie bang vir 'n virus nie. Hulle is nie bang vir ekonomiese ineenstorting. Hulle is nie bang vir dieselfde soort goed waarvoor ons miskien nou in hierdie tyd bang is nie. Hulle is bang dat die mense aan hulle gaan doen wat hulle aan Jesus gedoen het. In daai vrees sit die trauma van die afgelope paar dae. Hoe Jesus gevang is, hoe hy veroordeel is, hoe hy gemartel is, aan die kruis vasgespijker het, hoe hy in die donker op Golgotha gesterf het en begrawe is in 'n ander man se graf. Daai trauma sit in hulle lyf. En hulle wonder, maar sê nou die mense maak met ons ook wat hulle met Jesus gedoen het. Sê nou ons kom dit ook oor. So in daai vrees sit nie die herinnering van trauma nie, maar ook ek wil sê die antisipasie van trauma, die moontlikheid van verdere trauma. Dis hoekom hulle wegkruip, hulle probeer om trauma te vermy, want hulle het te seer gekry. Ek dink waar ons nou sit ons ook miskien amper meer met daai antisipasie. Ons wonder wat kan dalk gebeur. Wat wag dalk vir ons? Siekte, dood selfs miskien vir party mense, ekonomiese probleme, geldprobleme, werkverlies. Wat gaan in ons land gebeur? Ons rou oor die goed wat ons moes prysgee. Ek dink ons treur daaroor, oor die goed wat ons nou nie kan hê nie. Maar in daai treur sit miskien ook 'n stukkie antisipasie. Wat gaan ons nog verloor? Wat gaan nog gebeur? So op 'n manier is ons, waar ons nou sit, saam met die disippels in lockdown. En dan vertel Johannes vir ons, daar waar hulle sit met hulle geslote deure, omdat hulle bang is, staan Jesus skielik tussen hulle. En ek wil in hierdie boodskap net dit sê. Jesus kom ontmoet hulle waar hulle is. Hy kom deel die situasie saam met hulle. Hy is by hulle. Ek weet nie waaroor het hulle met mekaar gepraat daai Sondag aand voordat Jesus tussen hulle verskyn het nie. Waarskynlik het hulle maar die ervaring van die afgelope paar dae gedeel. Miskien mekaar moedeloos gepraat met wat gaan die hoëpriester nou doen, wat gaan Pontius Pilatus doen as hulle soldate buite hoor verbygaan het hulle mekaar dalk bang gepraat, sê nou hulle kry ons hier, sê nou hulle kom in. Miskien het hulle gepraat oor die leë graf, oor Maria Magdalena se storie, oor Petrus en Johannes se storie. Miskien het hulle mekaar probeer moed inpraat. Maar op die ou end kon al hulle praat. Die bang praat en die moed inpraat. Hulle nie help nie. Wat die verskil maak, is Jesus wat skielik by hulle is. En daaroor gaan ons in die volgende boodskap verder praat. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons praat ook oor baie dinge in hierdie tyd. Ons probeer mekaar moed inpraat. Ons probeer die feite sien en met mekaar deurpraat, die werklikhede. Soms praat ons mekaar in negativiteit en met klagtes en met vrese. Maar al ons woorde, Here, help ons nie regtig nie.
Ons weet wat ons help, is U. U wat by ons is. U wat self deur die bitterste lyding is. U wat self die werklikheid van gevangenskap en eensaamheid beleef. U is hier, nou by ons. Bly by ons, Here, want ons het U nodig in hierdie tyd. Hou ons vas om Christus ontval. Amen.